soveel liedere gesing oor loof die Here. Ek wil net hier op bladsy 32 hierdie 2 strofes herhaal. Loof die Here, hy is goed. Loof sy heilige naam. Laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof met my hele hart. Hy gee al wat roep weer nuwe krag. So in hierdie oggend wil ek net die Here loof en vir wonderwerke wat die afgelope ruk gebeur het. En ook wil ek bietjie gesels besonder oor die wonderwerk van opstanding, lewe na die dood. Ja, ek wil eers 'n bietjie gesels oor 'n wonderwerk wat so 2 weke terug gebeur het. Soos almal weet seker, my seun Roan en sy vrou Martmarie en klein Millie het na amper 'n jaar in Nieu-Seeland het hulle teruggekom wat 'n groot wonderwerk is en ons loof die Here net daarvoor. Ou hoor min eintlik van kinders wat terugkom van oorsee af en ons is net die Here dankbaar daarvoor. Ek kan my nie indink hoe dit sou wees om eenmaal in 2 of 3 jaar soontoe te gaan nie. So ek loof die Here daarvoor. Hulle toe in huis nou gevestig hierson einde Januarie en maar hy toe besluit op die ou ende, hy gaan terug na sy passie toe en dit waarvoor hy lief is en waarin hy goed is en dit is die boerdery en spesifiek die voerkraaldbedryf en hy toe sy CV oral ingesit soos wat hy gedoen het voor hulle in Nieu-Seeland toe is, maar toe kon hy nie 'n pos kry nie, maar toe hy nou aansoek doen toe daar 'n pos wat eintlik al lank al oop is by Sparta, hy toe vir hom oop gebly. Sparta voerkrale by Potch en hulle toe soontoe verhuis en maar hulle het net met 2 koffers of 2 tasse het hulle daar in Potch geland en daar was nie tyd om huis op te sit en al die goeders te koop nie en hulle toe in 'n gasthuis gaan bly wat 'n vrou teen basies dieselfde tarief verhuur het as wat 'n lewe woonstel sou gekos het. So dit op sigself was ook 'n wonderwerk. Hulle het die 1 Mei getrek, maar die aand voor die tyd toe kom die eienaar daaraan met huurders en na so rukkie toe bel sy en sê jong, die huurders stel baie belang in die plek en hulle hou van die plek en maar hulle wil die plek graag huur sonder die huisinhoud. Of Roan nie die inhoud wil oorneem nie. En Roan sê nee, hulle sal definitief belangstel. Sy maak toe 'n prys en Roan hulle dink maar hulle het hier en daar goedjies nie nodig nie. En hulle maak 'n teenaanbod wat heel wat goedkoper is. En wraggies waar haar aanvaar die vrou die aanbod. Ek meen hulle kom met 2 tasse daaraan en ons gaan met 'n groot trek daar weg. Ek het vir een van die bure nogal gesê wat gebeur het, want nou dink hulle het gesien hulle kom met 2 tasse en nou trek ons met die hele woonstel uit die plek uit. Dit kon dalk vandag gelyk het. Ek meen dis soos die Here voorsien en ons het nie eens gebid daarvoor dat dit gebeur nie, want ons weet sy verhuur dit eintlik as 'n gasthuis. Dit was teen ons gedagte eers nie. Maar dink nie, né? Dis van gordyn tot laken tot lepel tot alles. Ja, die mat op die vloer. Alles wat in daai huis. Die hele storie. Men dink nie so wyd nie, ja. Toe betaal Roan hulle die geld oor daai selfde aand nog. En die volgende môre bel die vrou en ek weet nie of Martmarie toe die foon op luidspreker gesit het nie, maar ons hoor toe sy sê hallo Martmarie, jong, die huurders van gisteraand, hulle wil nou eers oor 2 maande intrek en ek kan nie dat die plek 2 maande leeg staan nie, maar moenie skrik nie, maar toe het ons al lank al geskrik. Die dog is 'n hele transaksie is van die baan en ons moet nou gaan die wêreld vol soek en 'n hele Potch plat ry om al die goed te koop. En sy sê moenie skrik nie. Daar's iemand anders in hulle plek. Kan nie glo dat die Here selfs dit voorsien. Ja. Daai mense is op pad van Durban af met die trek lorry en toe die huis waar hulle moes intrek het die huurders nie uitgetrek nie, want 'n ander huis het nie leeg gegaan nie. Toe kon daai huurders nie na die volgende huis toe trek. So is 'n hele kettingreaksie wat die Here gereël het sodat daai huurders dan weer nog
daar nog steeds huurders in die huis kan ingaan en hulle wil ook nie die inhoud hê nie. So dis 'n dubbele wonderwerk, maar dis nie al nie. Rowan se neef bly ook in Potchefstroom. Hy het my vroeër die week genooi na hulle mannebid hier toe, daar by die Duet gemeente. En ek vertel toe vir die eenhou dat ons moet 'n groot trek doen vandag. En of hy nie weet van iemand wat 'n waantjie verhuur nie. Hy sê nee man, kontak vir Titan. Maar kan nie glo, Titan is die enigste waantjie firma wat ek die vorige middag toe gebel het. En hulle sê dit nie enkele waan nie, dis trek naweek hierdie naweek. Hulle kan my nie help nie. Die enigste plek wat ek gebel het, kan my nie help nie. Ek sê toe vir hom nee man, Titan kan my nie help nie. Hy sê man, gaan vra vir hom Eddie. Ek vra hom Eddie het oom 'n wa om te huur. Hy sê nee, hy het nie om te huur nie. Hy het 'n wa. Ek kan hom kry. Hy leen vir ons 'n 5 meter wa. Ja. Dit is 'n massiewe wa en dit stel ons in staat om met een trek al die meubels, alles op die waantjie te laai, my bakkie, Roan se bakkie wat hy gekry het en nog 2 voertuie het ons met een trek getrek. Ja. So die Here het net wonderbaarlik voorsien. So in Filippense 4 vers 6 staan: Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend word. Die beste van alles is ons het in ons wilste drome nie eers kon dink aan die totale inhoud dat Roan die totale inhoud kan koop nie. En ook beslis nie vir 'n gratis waar nie. In Jesaja 65:24 staan: En voordat hulle roep, sal ek antwoord, terwyl hulle nog spreek, sal ek hoor. Ons het wel gebid dat die aankoop proses baie goed sal afloop, dat hulle al die goed sal kry en teen billike pryse en so aan, maar ons het regtig nie verwag dat ons nie 1 tree hoef te ry om iets te koop nie. Efesiërs 3:20 staan dat God mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink. En dit is presies wat hier gebeur het. So die Here het voorsien, ons loof net die Here. Ons is op omsetbelasting en selfs die ouens by die ontvanger weet nie lekker hoe werk die storie nie. En op 'n stadium sê hulle ons skuld oor die R100,000. En ek weet dit is nie so nie, dit is nie moontlik nie. En daar's 'n hengse proses en alles elke dag op die foon met die ontvanger en ons is later aan ombudsman toe. En op die ou einde in laasweek toe kry ons 'n skrywe nie jammer nie, hulle sê nie jammer nie, maar hulle sê daai geld is nie betaalbaar nie, maar ons skuld julle amper R2,000. So ons is net baie dankbaar. En dan nog 'n wonderwerk, of nie 'n wonderwerk nie, maar eintlik is dit 'n wonderwerk. Ons gaan saam met Roan na die kerk toe. Daai klein dogter van ons, Millie, sy's nou sy's nou so 14 maande oud. Ja, mense, dit is so 'n seën. As sy musiek hoor, dan gaan die hande net op. Dan dis net so voorreg om dit te kan sien, om te kan beleef. Maar ek wil vanoggend stil staan by die grootste wonderwerk van alle eeue. En dit is wat Jesus vir ons kom doen het aan die kruis. Om te dink, die Seun van God het homself verneder en afgekom aarde toe en vir ons aan die kruis kom sterf. Om ons met God te versoen en om vir ons sy geregtigheid te kom gee. Sodat ons skoon gewas voor God kan staan. En gister het ons hemelvaart gevier en ons het in besonder aan sy redding en wat hy vir ons gedoen het gedink en natuurlik ook sonder hemelvaart dan sou ons nie vandag die Heilige Gees gehad het. Ek is een keer daar by die hoof van C.R. Swart, die vorige hoof, en ek dink ek het hom van die Pa en Seun kampe vertel. Ek is nou nie seker nie, maar in elk geval
En dit was net na Hemelvaart wat ek daar was. En hy sê, daar kom een van die laities, sê maar, graad 1 of 2 daar by hom aan. Nou was hulle die vorige dag by 'n hemelvaartsdiens, en die laitie kom daar by hom aan. Meneer, weet meneer, hoe goed is dit dat Jesus nie meer hier by ons is nie, dat hy hemel toe gegaan het. En die meneer sê, nee, vertel my. Hy sê, ja, as hy nie hemel toe gegaan het, ons het die Heilige Gees gehad. En so, ja, ons het gister gedink aan die hemelvaart. En om te dink bo alles, ons kan kinders van God genoem word. Dit klink so onwerklik, en maar hy het dit bewerk. Die grootste wonderwerking op aarde, sê ek, is dat Jesus uit die dode uit opgestaan het. Ons het daarvan ook gesing sopas. En juist dit is die basis, die fundament, die grondslag van ons geloof. Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 14 en 17, as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof te vergeefs, en is julle nog in julle sondes. En dan is ons prediking en ons almal se geloof te vergeefs en nutteloos. En Johannes 14 vers 6 sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ons het nou gesing van the truth, I'm the life. En in Handelinge 4 vers 12 staan, die saligheid is in niemand anders nie, en daar is geen ander naam waardeur ons gered word nie. Met ander woorde, as die Bybel dit sê, dan glo ek dit, en daar is beslis nie 'n klomp maniere om by God uit te kom nie. Jesus is die enigste manier, en hy het daai pad vir ons kom baan, deur dat hy self aarde toe gekom het. Amen. En ons almal ken die feite, en ons weet wat Jesus vir ons gedoen het, en ons het hom ingenooi in ons lewens, maar dan kan ons onsself afvra, wat maak ons met daai feite? In Romeine 4 vers 17 staan, dat God wat die dode lewend maak, en wat roep die dinge wat nie is nie, asof hulle is. So dis hy wat die dode lewend maak. In Romeine 6 vers 13 staan, stel julle tot beskikking van God, as mense wat uit die dode lewend geword het. En stel julle lede as wapens van die geregtigheid, tot beskikking van God. Dit is hy wat mense van die dood na die lewe bring. En lees gerus die hele Romeine 6, waar het ooralster staan van die doop, waar jy onder die water gaan, as 'n ou mens, jy sterf eintlik basies, en dan kom jy op, en jy lewe as 'n nuwe mens. Maar gaan lees maar Romeine 6, dink net hoe dankbaar sal ek wees, as ek in 'n modderdam besig is om te verdrink, en iemand stel sy eie lewe in gevaar. My sien altyd hierdie, waar iemand so in die wat noem hulle daai dryfsand, waar iemand in dryfsand is, en iemand anders probeer hom uit te haal, en hy sink ook in die dryfsand in. So dink net hoe dankbaar kan ons wees, omdat Jesus al die pad na ons toe gekom het, en vir ons 'n reddingsboei uitgegooi het, en ons hand gevat het, en uit die modder uitgehaal het. En so ons kan amper nie anders as om 'n lewe van dankbaarheid te lewe nie. En ons moet nie terugdeins en moedeloos word vir teenkanting nie. Romeine 1:16 sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot saligheid vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. So ons moet nie skaam wees om die evangelie uit te dra nie. In Handeling 4:20 sê Petrus en Johannes, en hulle was eenvoudige vissermanne gewees, hulle sê, dis onmoontlik om nie te spreek van wat ons gesien of gehoor het nie. Jeremia 20:9 sê, maar as ek sou sê, ek wil hom nie meer noem nie, en nie meer in sy naam spreek nie, dan word dit hier in my binneste, dan word dit 'n brandende vuur, opgesluit in my gebeente, en ek het my vermoei om dit in te hou, maar ek kan nie. So en dis wat ek ook wil sê vanmôre, ek wil net die Here loof, want ek kan dit nie vir myself hou nie.
Lukas het vanoggend gesê, as daar 'n wonderwerk is wat in jou lewe gebeur het, dan moet ons praat daarvan, en dit is wat ek graag vanmôre wil doen. Dit gaan nie oor my of oor Roan hulle wat gebless is nie, maar dit gaan net oor die eer van die Here en sy naam. En 'n vers wat ek gereeld aanhaal is Spreuke 24 vers 11 en 12. Red die wat na hulle dood gesleep word, die wat val op pad is om doodgemaak te word, as jy nie keer nie. As jy sou sê, ek weet daar niks van af nie, sal hy wat die harte toets, dit nie bemerk nie, en hy wat oor jou siel waak, sou hy dit nie weet nie, en hy vergeld die mens na sy werk. Baie gebruik altyd die beeld van 'n klomp, van 'n brug wat weggespoel is. Ons weet nou van baie brûe wat weggespoel is in die Kaap, en as iemand by daai brug kom en hy kry betyds gestop, ek meen, hy kan nie nou in sy kar wag of omdraai of wat ook al nie. Hy moet daar staan en in die pad spring en eintlik sy lewe in gevaar stel, en die karre wat op pad is na die afgrond toe, moet hy keer, en enige regdenkende mens sal dit doen. So ons moet dit doen. Dit moet 'n brandende vuur hier binne in jou wees om die mense te stop wat op pad is om na die slagbank gesleep word, soos hier in Spreuke 24 staan. In Handelinge 17 skryf Paulus, hy het gepreek in Handelinge, toe die mense van die opstanding hoor, was daar 2 reaksies. Sommige het gelowig geword, en ander het gesê, ons sal later, nie nou nie. Toe is Paulus al weg, en hy het nooit weer na daai spesifieke plek toe gegaan nie. So ons weet nie of daai mense op die ou einde by die Here uitgekom het nie, maar hulle het gesê nie nou nie. En dis 'n bitter gevaarlike ding, want in die woord staan, vandag is die dag van redding. So ons moenie uitstel nie. En in Romeine 8 vers 14 tot 17 staan, Paulus verduidelik dat almal wat deur die Gees van God gelei word, kinders van God is. Hy sê, ons het nie 'n gees van vrees ontvang nie, maar 'n gees van aanneming tot kinders, waardeur ons God Abba Vader noem. Dit is so wonderlike voorreg om 'n kind van die Here te wees. Nie net genoem te word nie, maar werklik 'n kind van die Here te kan wees. Die Bybel vertel van baie gevalle van die opstanding uit die dode, en nie net Jesus se opstanding nie, maar spesifiek waar ons gered word en asof uit die dode uit opstaan. 'n Wedergeboorte, soos in Johannes 3, is 'n sprekende voorbeeld daarvan. Ons was dood en is nuut gebore. Elkeen moet daardie wilsbesluit neem om Jesus in 'n lewe in te nooi, en nie dink ons is goed genoeg nie. Ek is goed genoeg nie. Ek is daar nie soos daai ander ouens nie. Maar as ons kyk wat die tollenaar gesê het, wees my genadig, en hy is die een wat regverdig weggegaan het, en nie die fariseer wat gedink het, hy is goed genoeg nie. So ons loof die Here vir sy reddende genade, en sy hemelvaart, en die Heilige Gees, wat vir ons gestuur kon word. So dit was my voorreg om net dit vandag met julle te deel. Ek het al by vorige geleentheid gedeel van die Pa en Seun kampe, en ek wil vra vir gebed weer vir 'n Pa en Seun kamp hierdie naweek. En ek het ook by vorige geleentheid vertel van die Mercedes wat ek persent gekry het, gratis en verniet. En hoe die Here my gered het toe ek met die windsurfer in die see was, en waar ek gebid het tot hom, en my woorde was nog nie koud nie. Toe stop 'n rubberboot hier langs my en red my die see uit. So ek kan nie anders as om die Here te loof en sy naam groot te maak nie. Dankie Lukas.